Goeiedag. Ek gaan dan weer voort met die reeks oor die Bybel. Soos met 2 Johannes, stel die skrywer van die 3de brief van Johannes homself as die oudste bekend. 'n benaming wat waarskynlik na die bejaarde apostel Johannes verwys. As gevolg van hierdie en ander ooreenkomste word daar wyd aanvaar dat hierdie brief, net soos 2 Johannes, tussen 85 en 95 na Christus, deur die apostel Johannes in Efese geskryf is. Die teorie dat 'n sekere ouderling Johannes hierdie briewe geskryf het, geniet ook redelike steun. Hierdie kort briefie vertoon die tipiese trekke van die eerste eeuse briefstyl, van skrywer, geadresseerde en seën aan die begin, maar sonder 'n groet en 'n tipiese slot. Terwyl 2 Johannes aan 'n gemeente gerig word, word 3 Johannes aan 'n leierspersoon in 'n ander gemeente gerig, 'n man met die naam Gaius, met verwysing na 2 ander persone in die gemeente. Gaius was klaarblyklik 'n gewaardeerde gemeentelid, wat in staat was om besoekers te huisves. Die brief bevat raad aan Gaius oor 'n baie praktiese aangeleentheid, naamlik die betoning van gasvryheid aan rondreisende predikers, en betree die optrede van ene Theotrefus in hierdie verband. Gaius, wie sy naam vreugde betoon beteken, was 'n algemene Griekse naam en kom nog 3 keer in die Nuwe Testament voor. Gaius van Korinthe, een van die min mense wat deur Paulus gedoop is. 'n gemeente vergader ook in sy huis en Paulus gaan by hom tuis. Lees ons in Romeine 16 vers 23 en 1 Korintiërs 1 vers 14. Dan was daar Gaius van Macedonië, 'n reisgenoot van Paulus wat in Efese deur die oproermakers na die amfitheater gesleep is. Handelinge 19 vers 29 vertel hiervan. En dan was daar Gaius van Derbe, Paulus se reisgenoot met die kollekte na Jerusalem. Handelinge 20 vers 4. Net soos in die ander briewe van Johannes, kom die woord waarheid herhaaldelik in 3 Johannes voor. In vers 1, vers 3, vers 4, vers 8 en vers 12. Deur predikers van die waarheid in liefde te ontvang en te help, word gelowiges medewerkers van die waarheid. Die skrywer noem Gaius sy geliefde Gaius. Die uitdrukking getuig van 'n hegte band tussen hulle twee. En hy voeg by, vir wie ek in waarheid liefhet. Die waarheid is die basis waarop hulle liefde gebou is, naamlik dat Jesus die Seun van God uit liefde vir ons mens geword het, om ons aan hom en sy liefde en sy lewe te verbind. Die waarheid van die God wat liefde is, wat Jesus aan ons kom openbaar het, is die sfeer waarin hulle albei lewe. Gaius het sy liefdesdienst elke male gedoen aan medegelowiges wat by hom aangekom het, al het hy hulle nie persoonlik geken nie. Waarskynlik gaan dit om rondreisende predikers wat op eie koste en uit geloofsoortuiging rondgegaan om die evangelie te verkondig. Sy gasvryheid teenoor medegelowiges wat in die waarheid wandel, word goedgekeur en aanbeveel. Maar alle gasvryheid teenoor die misleiers wat die waarheid verdraai, word afgekeur en verbied. Soos die gemeenskap met die misleiers jou deel van hulle boosheid maak, maak gasvryheid teenoor gelowiges wat in die waarheid wandel, jou deel van die waarheid. Kom ons bid saam. Here Jesus, help ons om ook die waarheid lief te hê en gasvry te wees teenoor die wat in die waarheid wandel. Maar help ons ook om te onderskei wanneer mense die waarheid verdraai, dat ons nie met hulle sal meng en so deel van hulle misleiding word nie. In Jesus se naam. Amen.